ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 106. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, baie spesifiek die 2 legkaart studiegids Bybels, wat in die geopenbaarde name geskryf is. Eers een is die inleiding, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die 4 evangelies, 500 bladsye, A4 in kleur. Dan die tweede een is die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte en Galate, 500 bladsye dik, A4 in kleur, rooi en swart. Swart is wat die Bybel sê, rooi is die verduideliking of die uiteensetting. Dis 'n moed. Ek staan besig met die 3de een. Ek het redelik goeie nuus. Ek dink ons behoort by die einde van hierdie maand, Maart maand, baie naby aan klaar te wees met dit. En ook natuurlik het ons die onderdompelingsdiens ook die 22ste Maart, 2 die middag, daar het 'n klompie mense reeds geskakel en bespreek. So asseblief laat ons weet. Dit is nie 'n kwessie van bespreekie, maar ons moet vir u die kontak of die location punt kan stuur en ook die kort boodskapie wat benodig is, hoe ons aantrek en hoe word die dinge gedoen. 2 die middag, as jy as 'n toeskouer wil kom, is jy baie welkom. Jy kan my ook laat weet as ek vir die pinkode gee, as dit is dat jy nie weet nie. En dit is ook altyd 'n lekker geleentheid waar ons pastore by mekaar kom, 'n bietjie saam gesels en families en die Jaffiste, nie die pastoor nie, die Jaffiste, halleluja. So jy belangstel, kontak my by my WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Jy moet asseblief inteken of registreer, sodat jy, hulle noem dit subscribe in Engels, sodat jy al die verskillende kennisgewings kan kry van die verskillende studies waarmee ons besig is, as ook ons TikTok boodskappe. Ek maak verskoning dat ons van tyd tot tyd nie al die boodskappe op tyd kan uitkry nie. Met die nuwe 3de legkaart studiegids Bybel is dit net verskriklik 'n probleem om regtig alles gedoen. Nie 'n probleem nie, dis net ek kan nie by alles net uitgekom het nie. Net iets anderster. Ek gaan vanoggend by die tyd, of vanoggend maandag, die 10de gaan ek in vir my oogoperasie en dan gaan ek vir 'n paar dae uit aksie uit wees, maar die boodskap is vooruit opgeneem, so u behoort nie 'n probleem te hê om die boodskappe te kry nie. Bid vir die bediening, dis baie uiters belangrik. Skryfblok en pen is belangrik, is ook 1933 Bybel of die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, baie dankie vir hierdie oggend dat ons in die teenwoordigheid kan wees, want die woord sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Ons wil sê baie welkom. Dankie dat ons in u teenwoordigheid welkom is. Dankie dat u Vader in ons wil woning maak in ons sielsdimensie. Môre bid gee vir ons ontvanklike sielsdimensies. Maak ons geestelike ore oop om te hoor wat u vir ons wil sê. Salf die woord, maak dit lewendig. Seën elkeen vanmôre as Jaffiste so by mekaar. Ons dankie vir hierdie boornatuurlike geleentheid in die mooiste naam Jaffashua, die naam bo elke ander naam. Die volk sê halleluja. Volk van Jaffashua sê halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se sessie vir u 'n wonderlike seën gaan wees. Ons is besig met die boek Spreuke. Ons kyk na Spreuke 10 vers 13. Dankie vir die komplimente. Ek gaan nie oor die komplimente nie, mense wat sê wat dit vir hulle beteken. Nooit geweet dat Spreuke is eintlik so die boek dat dit vir ons as Jaffiste tot geestelike waarde is nie, né? Spreuke 10:13, op die lippe van die verstandige word wysheid gevind. Wie is die verstandiges? Die 3 G's. Wie is die 3 G's? Geseëndes, gesalfdes en gunsgenote. Ons het laas week gesien, ek dink dit was laas maandag, ons het 'n kroon van heerlikheid waarmee ons geseën is en gesalf is. Hoekom? Ons sit op trone as koningsseuns en priesters van Jaffa, en die woord sê, hy dek vir ons teestanders 'n tafel
En hy salf ons met insig en wysheid en krag en heerlikheid en genade en bonatuurlike gawes, alles in die Ruach Kodesh. Wat 'n voorreg. Prys hom, prys hom, prys hom. Dis wanneer ek lus kry om te preek, wanneer die woord so duidelik is. Ons is nie sommer 'n klomp sukkelaars wat by mekaar gekrap is nie. Nee, ons is volbloed Javiste. Op die lippe van 'n Javis, 'n verstandige, word wysheid gevind. Jy weet, wat het koning Salomo gevra? Hy kon gekies het, hy kon die grootste koninkryk gekies het, hy sê, gee my wysheid. Wysheid, wysheid, wysheid. En ek wil sê, Vader, seën ons met wysheid. Wysheid is Jafashua, dat hy vanmôre met ons spreek, deur die woord. Dat ons soos verstandiges optree, wanneer ons monde oopmaak. Onthou die Bybel sê dat ons tong is maar soos 'n radar, in die Engels radar. Dis die dingetjie daar agterkant wat jy beweeg, wat die skip laat links of regs draai. Jy daar groot skepe, daar duisende, honderde duisende tonne wat hulle weeg en gewig wat hulle kan dra. En al wat hom stuur is daai stuk ys daar agter wat in die water is. Hy sê soos die mond van die mens. Met dieselfde mond waarmee ons seën, veroordeel ons ook. En tog sê die Bybel ook, hy sê dat geen boom dra goeie en slegte vrugte gelyktydig nie. So ons moet oppas wat uit ons mond voorsproei, sodat ons 'n seën kan wees vir ander en nie 'n vloek nie. Halleluja, halleluja. Lippe van die verstandige word wysheid gevind, maar hy sê die teenoorgestelde, maar die roede is vir die rug van die verstandeloses. Roede is 'n pak slaag. Hulle het die ouens op die rug geslaan, 2000 jaar terug, Jafashua op die rug geslaan en op die bors, wel daai kats het omgegaan, so hom slaan, hy het stukkies eisters aangegaan, dan kom hy om, dan hak hy voor, dan ruk hy die vleis uit. Maar die roede, met ander woorde die strafgerig is vir die rug van die verstandelose. Met ander woorde, jy gaan pak kry. Hoekom? Omdat hulle weet wat die woord leer. Maar hulle is verstandeloos. Want hulle tree op soos iemand wat nie 'n verstand het nie. Jy kan nie partykeer dink wat die mense doen nie, en dan wil jy amper sê, dit is soos 'n ou wat nie 'n verstand het nie. Want iemand wat net 2 breinselle het, sou nie dit gedoen het nie. Hy sê die wyse lê kennis weg. Wat doen die mure? Jy moet sien, hulle stoor kos. In die somertye, dan werk hulle stoor die kos, hulle stoor die kos. Sodat wanneer die winter kom, het hulle nie nodig om hulle self dood te werk nie. Dan het hulle kos. Nou hy sê die wyse lê kennis weg. Hy stoor. En tog sê die Bybel, vergader nie vir julle waar mot en roes verteer nie, maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roes nie verteer nie. Maar tog het Jahwe vir ons elkeen 'n verstand gegee. Want hy sê, as jy die huis wil bou, bereken die koste. Jy moet eskalasie insit. Jy moet persentasie insit wat die goed gaan duurder word. Inflasie is die ander ding. Ek het nog nooit inflasie gesien nie, maar ek wil vir jou sê, hy vreet jou geld op. En as jy nie genoeg toelaat in jou beplanning nie, gaan jy nie jou huis klaar gebou kry nie, want die goed gaan op. Elke keer as die petrol opgaan, gaan die goed op. Maar ek sien nooit as die petrol afkom, dat die goedse pryse afkom. So hy sê, die wyse lê kennis weg. Die wyse streef daarna om kennis te stoor. En my pa het altyd gesê, hy het gesê, wat jy weet, kan niemand jou in die tronk voorsit nie. Wat jy met jou oë steel, kan niemand jou in die tronk voorsit nie. En hy het vir ons geleer, kennis is mag. En ek leer dit vir my kinders en my kleinkinders. My kinders weet dit. En my kleinkinders. Dis hoekom my kinders is al 4 van hulle is
suksesvolle besigheidsmanne en vroue. Ek het net 2 kinders, maar ek het 2 skoonkinders, maar hulle is ook my kinders. Ek het nie skoonkinders, ek het net kinders. Die wyses lê kennis weg. Maar die mond van die dwaas is 'n ondergang wat naby is. Jy moet nou hierdie ouens luister. Die later die aand raak, die slimmer raak hulle. Nie meer brandewyn weggekap word, die slimmer raak hulle. Die mond van die dwaase is 'n ondergang wat naby is. Dis soos 'n boot wat reg is om te sink. Wat onbepland verkeerd gelaai was, sy hele neus is in die water. Hy gaan nie dryf nie, glo my. Eers 'n groot golf of 2, dan gaan die assuransie moet uitbetaal. En hoeveel keer kry ou se mond jou in die moeilikheid? En daarom wil ek hê ons moet in hierdie dag, moet ons sê, Vader, sit en wag voor my mond. Ek het 'n ding geleer in die ambag, se ketelmaker ambag appie gewees. Oom Piet Buys het altyd gesê, meer 2 keer, sny 1 keer. Hy het altyd gesê, appie, meer 2 keer, maak seker jy is reg, sny. Want as jy gesny het, en is te kort, is dit skrap. As jy gesny het en hy is te lank en jy nog 'n stukkie afsny, maar as jy gesny en is te kort, dan gooi jy daai stuk yster op die skraphoop. Dan kos dit die maatskappy geld. Meer 2 keer, maak doodseker, kyk 2 keer. En dan sny jy. En dis wat die skrif sê. Die mond van die dwaas is ondergang wat naby is. Dink wat jy sê. Dink 2 keer, praat 1 keer. Ek weet, ek is 'n groot mond om oor dit te praat, maar ek praat met myself ook. Want ek is baie vinnig om te praat. Dis een van my swakhede miskien. So het ons almal maar foute, ons is nie een perfek nie. Ons elkeen het maar flaws, né? Maar daar's niks wat die Ruach nie kan regmaak nie, want hy praat met ons deur sy woord. En hoe het ook pastoor Renus altyd gesê, my ou maat, hy het gesê wanneer hy preek, jy weet wat, ek hoor die woord eerste, want my ore is die naaste aan my mond. Voor ek by jou kom, het ek het eerste gehoor. En dit maak vir my nogal verskriklik sin. Alhoewel al gewoond geraak het die jare toe ons op die straathoeke gepreek het, Reigerpark onder die kleerlinge gebedien het. Hoekom het julle in Reigerpark gepreek? Wel, ons was nie slim genoeg om vir die blanke mense te preek, hulle wou nie na ons geluister het nie. En ek glo ook nie al die kleerlinge wou na ons geluister, ons maar by die hoere en die dronkies gaan preek, daar waar hulle by mekaar kom. Hulle moes na ons luister, want dis waar hulle die pick-ups gemaak het, en dis waar hulle gesit het. Verstaan wat ek sê, maar dit is maar hoe Jaffa ons geskool het. Maar die mond van die dwaase is die ondergang wat naby is. So ek moet oppas dat ek nie deur te veel te praat, maar eie ondergang bepaal nie. Is dit wat ek gaan sê, is dit wat Jaffa wil hê? Ek moet sê, daar's tog in Spreuke op 'n ander plek sê, en die 'n stille woord keer die grimmigheid af. Hoe mooi is dit? Kom net so by my op. 'n Stille woord keer die grimmigheid. Met ander woorde, 'n vriendelike woord keer die grimmigheid af. Jy weet, dit is maklik om 'n vuur aan die brand te steek, maar dit is moeilik om hom dood te slaan. As 'n vuur eers begin weghardloop, dan verwoes dit mense se eiendomme en mense sterf. En ons moet in die dag versigtig wees, in die maandag, en sê, Vader, help my dat ek nie vure aansteek nie. Maar dat ek eerder berekend sal dink voordat ek praat. Laat die gawes van die Ruach, kom ons praat maar van die 9 gawes, daar baie meer, maar kom ons praat maar van die 9 gawes, dat hulle in my lewe teenwoordig sal wees, dat ek iets het om vir die wêreld te offer daar buitekant. Die wyse lê kennis weg. Ons kan nooit te veel kennis hê nie. Nooit nie.
Ek kyk na die studente, ek luister na die studente. En nie net die graadstudente, en ek luister na die wat nie vir diplomas en grade ingeskryf het nie, maar wat die Bybelskool doen, die Bible College doen. Manne en vroues, skerp soos menorah blades. Ja, hoekom? Dis kennis daar. Dis kennis daar. Ek dink aan broer George, die afgetrede prokureursvriend van my. Hy maak nou klaar, hy's amper reg om 'n pastoor te word, om te gradeer. Hy sê, prof, ek ken die goed, maar ek kan nie genoeg kry nie. As ek my kry, is ek besig, want hy's so semi-retire, as ek dit so kan sê. Hy sê, as ek my kry, is ek besig met die woord, met die kursus, ek gaan terug, ek doen die goed wat ek gedoen het. Hy gaan terug, hy's in sy 4de jaar, hy's besig om klaar te maak. Hy gaan terug na die 1ste jaar, hy sê, prof, weet jy hoeveel woord put ek, as ek teruggaan met die kennis wat ek nou het, en ek gaan terug na die 1ste jaar se lesings toe, en so goed toe. Hoeveel maak Jaffa vir my die woord oop? Want nou het ek die kennis, ek wil dalk vir u sê wat luister hier vanmôre. Die woord sê, die wyse lê kennis weg. Ek wil sê, gaan bietjie terug na die ou werk toe. Ek dink ek is die enigste persoon in die hele wêreld, wat sy hele Bybelskoolskurrikulum van 3 jaar, die eerste 3 jaar, die eskatologie, van 3 jaar, want die teologie is die 4de jaar, is 'n prakties jaar, maar die eerste 3 jaar op die internet lê gratis. Die ander ons verkoop het vir geld. Die woord sê, vry jy het gekry, vry moet ons dit verkondig. Die wysheid lê kennis weg, kom ons berg kennis vandag. Maar die mond van die dwaas is die ondergang wat naby is. Kom ons wees versigtig wat ons sê. En in die dag, kom ons sê, ons gaan 'n verskil maak. Vir die koninkryk van Jafashua. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.